Geliefde gemeente, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Erediens vanmôre en as die Here wil ook dan vanmiddag om 5:00 die katekisasie gaan vanmôre voort na die diens. Volgende Sondag na nagmaal dan nie. So die 2 Sondae ruil maar uit. En as die Here wil dan ook môre middag die hoërskool katekisasie. Die kerkraad en ook die ouderlinge vergader na die diens. En as die Here wil, vier ons komende Sondag die heilige nagmaal. Woensdagoggend Bybelstudie om 9:00 hier by die kerksaal. En Vrydag word al die skoolgaande jeug uitgenooi vir aksie hier by die kerk, 4:00 vir 4:30. En die ouers is ook welkom om saam te kuier. Dan gelukwensing aan Tannie Trish, Suster Trish, sy het kleindochter ryker geword. Ons glo daar's groot vreugde, baie geluk. Dan ons meelewing met broeder Erns en Suster Armanda, wat wakker geword het, nou die dag is dan per week, so 'n week terug nie. Dit brand in die huis en ons is dankbaar, die Here het hulle bewaar, baie dankbaar daaroor. Geliefdes, dan verjaarsdae die week, broeder Vaan Kotse, broeder Skobby Viljoen, Suster Charlene Wynga van Wyngaard en Anina Botha en Tyler Leroux. Ons bid 'n geseënde dag en ook 'n geseënde jaar toe in diens van die Here. Ons wil graag vir broeder Skobby 'n mooi ouderdom bereik hierdie week as die Here wil. Toe sing Psalm 134 en dan ook huweliksherdenking hierdie week. Broeder Lukas en Suster Marinel van Eden, baie geluk. Geliefdes, ons sing Psalm 134 vers 4. Geliefdes, dan nog 2 sake. U sal sien by die saal is daar nuwe bankies geskenk deur broeder Kobus en Suster Ilse Becker. Ons is dankbaar vir hulle skenking. Nuwe sitplek, kuierplek ook daar by die saal, baie dankbaar daarvoor. En dan is ons die Here dankbaar dat Lenaila Beskagni dan vanoggend haar geloof bely in die midde van die gemeente en voor die Here. En daarmee word sy ook opgeneem in die gemeente. Ons is die Here baie dankbaar daarvoor. Geliefdes, ons sing vooraf Psalm 20. En ons sing vers 4 tot 6. Psalm 20, mag hy die ryke God u gee, alles wat u hart verlang. Vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Vers 4, 5 en 6.
Geliefdes, ons gaan nou die Here aanroep en hy ons begroet en ons gaan dan antwoord uit Psalm 9. Maar kom ons verhef ons harte en roep die naam van die Here aan. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het, uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges. Ons glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, in hierdie hoogtepunt van die week, om
ons Here te ontmoet, luister ons na sy wet, ons vra na sy wil. Here, wat wil U hê? Moet ek doen? En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Hy gee aan ons sy wet. Wanneer daar bekering is in ons lewe en ons kies om te doen wat die Here sê, dan juig die engele in die hemel. Ons gaan antwoord op die Here se wet uit Psalm 37 vers 1: Vertoren jou oor die bose nooit. Hulle sal verkwyn en hulle raak verstrooid soos gras, wat gou verdor, vergaan, soos spruitjies wat maar kort bly staan. Vertrou op God, die hart en hand in troue diens aan hom verpand. Verlustig jou in hom altyd, wat mildelik gee en nooit verwyd. Ook vers 3 en 4. Liefdes, kom ons luister gewilliglik na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, en wat oor ons lewens regeer, deur u Seun wat u op die troon geplaas het. Hy is verheerlik. Hy het ontvang alle mag in hemel en op aarde. Hy regeer oor hierdie wêreld, hy breek een na die ander seël oop, sodat wat moet gebeur, gebeur, sodat ons dit sien, sodat ons dit ook beleef. En as ons net moes leef uit wat ons sien, dan was dit skrikwekkend. Maar Vader, u gee ook u Gees. Nie in die wêreld nie, maar in ons harte. Ons het u. U leef in ons deur u Gees. En daarom, hoe langer hoe meer, verander ons lewe na die vrugte van u Gees in hierdie wêreld. In 'n wêreld wat bruis van lus. 'n Wêreld wat hulle eie koninkryk soek. 'n Wêreld wat maar net hulle eie behoeftes wil bevredig en dit uiteindelik ons in die krisis van die laaste dae plaas. Maar o Vader, ons het 'n krag van bo, die persoon van die Heilige Gees wat ons nie net hierdie lewe laat sien nie, maar laat opkyk na die hemel, na u Seun aan die regterhand. Want hy sit ten troon. Ons koning is in die hemel. En daarom sal ons geen onheil vrees nie. Daarom sal ons lewe nie bestaan uit die markte van hierdie lewe en die oorloë en die planne wat die wêreld het, die konings wat beraadslaag om daardie koning, ons koning, sy toue af te werp. Nee, ons het u en u het ons en ons begeer sy regering oor ons lewe. Ons bid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Maar o Vader, ons weet dit dryf in meer in as net 'n wêreld. Dit dryf ook in teen ons ou natuur. Wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word. Want dit beteken dat ek nie myself glo nie. Dat ek nie op myself vertrou nie, dat ek nie my gevoelens volg nie. Maar ek volg u. Dat ek vir myself kan neersê, ek glo u eerder as my behoeftes, my idees, wat my oë sien, wat my hart begeer. O Vader, dit bring ons op
op 'n ander traject in hierdie lewe. Dit laat ons soek na ander skatte, na 'n ander lewe, 'n ander lewe met my man en my vrou, 'n ander lewe met my kinders, 'n ander lewe vir my kinders, 'n ander opvoeding, 'n ander lewe in die kerk as in die wêreld. En dan beleef ons dit. Ons beleef die isolasie van die wêreld. Ons beleef dat soos wat hulle u seun gehad het, haat hulle ook ons. Soos wat hulle hom nie verstaan het nie, verstaan hulle ons ook nie. En o Vader, ons beleef die alleenheid. Alleenheid van die wêreld. Maar ons kan by u skuil. 'n rots om in te skuil. Om te weet, dis nie vergeefs nie. Ons sien die senior lidmate in die gemeente en ons sien, hulle is al deur dit alles en steeds hou hulle aan u vas. Steeds het hulle u lief, steeds is hulle in ons midde, steeds is hulle nog saam met ons kerk, hulle is deur die seer, hulle is deur die hartseer, hulle is deur die aanvegtinge. En u is die een wat hulle bewaar het. En ons vra, Vader, bewaar ons ook so, dat ons, as dit u wil is, sal uitword in u kerk. Dat ons sal uitsien na die ewige kerk in die hemele en op die aarde. O Vader, troos ons harte, hou ons vas in u liefde, gee ons wysheid uit u woord vir hierdie lewe en oortuig ons deur u Gees. Ons kyk na u toe vir krag en genade. Seën ons in hierdie ontmoeting met u. Seën ons met u woord, die bediening daarvan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, uit Psalm 49 sing ons vers 3, 4 en 5. Vers 5, so is dit met hom wat op homself vertrou. En geliefdes, wat beteken dit om op jouself te vertrou? Ons het dit nou in die gebed ook gehoor, is om vir jouself te luister. En dan luister jy mos na jou woorde en wat jy dink goed en reg is vir jou lewe. So is dit, en ons gaan dit hoor in vers 3 en 4, so is dit met hom wat op homself vertrou en almal wat sy woord in waarde hou. Die dood wil herder lei hul dieper af, hul volg hom na, so skape na die graf. Die wat opreg is, sien die môre straal, maar trotsaards moet in donker dieptes daal, waar al hul grootheid brokkel in sy broosheid, en hul gestalte verword tot wesenloosheid. In gewone Afrikaans, hulle lewens val uit mekaar uit. Kom ons sing vers 3, 4 en 5. Onfeilbaar is
Geliefde gemeente, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Johannes 17. Ons ken Johannes 17 as die hoë priesterlike gebed, die gebed van ons Here Jesus Christus vir sy disippels. Ons gaan luister na vers 1 tot 15 en dan met teksvers vers 3 en saam met teksvers vers 3 dan ook uit Romeine, Openbaring en 2 Korintiërs. Daardie gedeeltes gaan nie op die bord wees nie, maar ek gaan dit aan u voorhou. Maar geliefdes, kom ons stel onsself voor die Here en ons luister na sy heilige woord. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woord wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Tot sover die woord van die Here. Mag hy dit aan ons harte seën. Geliefdes, ons hoor in vers 3 'n definisie. En as die Here wil, gaan ons volgende week daarby stil staan, die ewige lewe. Vanoggend staan ons stil by die ewige dood. Vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Nou geliefdes, die term ewige dood kom nie so in die Bybel voor nie, maar wel dit waarna dit verwys, en dit hoor ons in Romeine 6 en Openbaring 20 en 2 Korintiërs 13. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood,
maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Romeine 20 vers 4, Openbaring 20 vers 14 en 15, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 2 Korintiërs 13:5, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Christus Jesus in julle is nie. Tot sover. So geliefdes, ons tema dan vanmôre, die vraag, wat is die ewige dood? En as die Here wil, volg ons dit volgende week op met wat die ewige lewe is. En ons bede is, en dis 'n skrikwekkende gebed, is dat ons iets van hierdie ewige dood sal verstaan. Net dat ons iets daarvan sal sien. Nee, nie net iets daarvan weet nie, maar dat die Here dit in ons siel sal wys, as ons sien hoe lyk 'n siel sonder Christus. Nou geliefde gemeente, ons is sekerlik dankbaar om te weet van die ewige lewe. Nee, dit is deel van hoekom ons as die liggaam van ons Here Jesus Christus saam vanmôre ook in hierdie erediens is en volgende week uitsien na die viering van die heilige nagmaal. Nee, die ewige lewe is vir die kinders van die Here nou reeds 'n werklikheid. Ons oordink graag Johannes 17 vers 3, dat die ewige lewe is om die enigste ware God en Jesus Christus te ken, intiem te ken. Dis die lewe. Dis die ware lewe nou en dit is ook die ewige lewe. Maar daar is 'n ontnigterende waarheid wat ons in die gesig staar, want as daar geliefdes 'n ewige lewe van oneindige vreugde is in die teenwoordigheid van God, dan is daar 'n skrikwekkende teenoorgestelde. ‘n ewige dood. Nee, ons kan nie sê, ja, daar is ewige lewe, maar daar is nie ewige dood nie. Om die hoogtepunt van God se genade te verstaan, om te weet waaruit hy ons red, nee, moet ons eerlik kyk na die dieptes van die ewige dood. En vanmôre geliefdes, gaan ons net die oppervlak skraap. En so laat ons dan vanoggend ons harte oopmaak vir 'n kykie in die donker dieptes van die ewige dood en eerlik daarna kyk. Geliefdes, ons gaan kortliks by 3 vrae stil staan. Die eerste is, wat is die ewige dood? En ten tweede, wat veroorsaak dit in die mens? En hoe om myself te ondersoek, daarom die aanhaling daaruit 2 Korintiërs. So eerste, wat is die ewige dood? Wat veroorsaak dit in die mens? En hoe ondersoek ek myself daarvoor? Dat ons geen illusies daaroor hê nie. So eerste, wat is die ewige dood? Geliefdes, om die ewige dood te verstaan, moet ons eers besef dat dood in die Bybel nooit einde aandui nie. Of in elk geval die einde van bestaan beteken nie. Nee, dood beteken in hierdie lewe dalk die einde van hierdie lewe, maar dit beteken nie
die einde van bestaan nie. As jy doodgaan, hou jy nie op bestaan nie. Dit beteken nie vernietiging nie, tot niet gaan nie. Met ander woorde, ek hou op om as wese te bestaan nie. Daar lê vir almal 'n ewige bestaan voor. Die vraag is net waar en saam met wie. So die dood is nie ophou bestaan nie. Vrek nie soos 'n dier nie. Dit beteken in die woord van die Here altyd skeiding. Die dood bring skeiding. Die eerste dood, die fisiese dood, is die skeiding van die siel en die liggaam. Die tweede dood, die geestelike dood, of ons is nie die tweede dood nie, die geestelike dood is die huidige skeiding van die siel wat nie wedergebore is van gemeenskap met God. So jy kan nou dood wees deur nie wedergebore te wees nie. Wat beteken jy nie in gemeenskap met God leef nie. So ons moet die dinge so bietjie uit mekaar uithou. Nie uit mekaar uit trek nie, maar net netjie onderskei. So fisiese dood, liggaam en siel skei. Die geestelike dood, wat die mens nou al beleef, wat nie in Christus leef nie, wat nie wedergebore is nie, het skeiding met God, lewe nie in die verhouding in gemeenskap met God nie. En geliefdes, dan die tweede dood, die ewige dood, is dan eenvoudig 'n voortsetting van die geestelike dood. Dis die geestelike dood, met ander woorde, dat daar geen gemeenskap is met God nie, wat permanent en onkeerbaar gemaak word. Dit hou aan tot in ewigheid. Jy nou saam met die Here leef nie, in ewigheid nie saam met hom. Nou die apostel Johannes noem hierdie werklikheid in Openbaring 20 die tweede dood, vers 14, waar hy skryf, die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Dit is die finale uitvoering van God se oordeel, na 'n geestelike dooie lewe op aarde. Jy lewe nou 'n geestelike dooie lewe, en jy beleef al sy oordeele, sien dit in Sondag 4. Jy sien al hoe val mense se lewens uit mekaar uit. Jy sien dit nou. En dit sal aanhou tot in ewigheid. In Matteus 25:46 kontrasteer ons Here Jesus die bestemmings van die mensdom. Dis een van die twee, hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. En ons sien, geliefdes, die woord ewig is op beide van toepassing. Ewige straf, ewige lewe. Jy lewe voort in die lewe of jy gaan voort dood in die dood. Die ewige dood is 'n bewuste, ewige toestand waarin jy die regverdige toren van die heilige God ingaan. Die volheid daarvan. Dit is die volledige terugtrekking van sy, as ons dit iets wil noem, algemene genade. Dis 'n terugtrekking van sy versorging, sy geduld en sy guns. Al wat oorbly is sy onverhinderde, ongebreidelde oordeel. Daar's nie meer iets
waaraan jy jou kan troos nie. Die geestelose lewe in hierdie wêreld, die mense kan hulle nog aan iets troos. Hy kan bietjie gaan vakansie hou. Of die dokter gee hom medisyne. Of hy kry van 'n ander vrou. Het reën daar op sy plaas ook. Maar geliefdes, die tweede dood is dit verby. Daar's niks meer van dit nie. So geliefdes, moenie primêr aan die hel dink as net 'n fisiese plek van vuur nie, maar ook as die absolute ballingskap van die siel van alles wat goed is. Van alles wat mooi en vreedsaam is. Hy sal nie weer 'n mooi sonsopkoms sien nie. Nee, op hierdie aarde geniet selfs die goddelose persoon nog die warmte van die son, die smaak van kos, die beperking van boosheid. Hy kan tralies voor sy ry te sit. Kan Urania toe trek as hy wil. Maar dan is alles weg, broeder en suster. Alle gawes van God. Die ewige dood beteken dan die totale verwydering van daardie gawes. Hy sal nie meer 'n druppel water op sy tong voel nie. Dis die toestand waar jou verwydering van God sy volle skrikwekkende werklikheid bereik. En jy is vir ewig alleen. Alleen gelaat met jou sonde, met die Satan en God se toorn. Dis verskriklik, broeders en susters. Dis angswekkend. Nou dit bring ons by die tweede saak. Wat veroorsaak dit in die mens? Geliefdes, die skrif skets 'n hartverskeurende prentjie van wat die ewige dood binne in 'n mens veroorsaak. Dit veroorsaak 'n totale ewige ondergang van beide liggaam en siel. 'n ewige ondergang van die siel en liggaam waar jy nooit tot niet gaan nie. Nee, waar dit nooit einde kry nie. Nee, as dit sou einde kry, dan is daar uitkoms. Maar daar is nie. Eerstens, hoor ons, dit veroorsaak absolute onophoudelike pyniging. Nee, Jesus het die omgewing van die ewige dood herhaaldelik beskryf as 'n plek van, ons ken dit, as 'n plek van geween en geknars van tande. Die geween, nee, praat van hierdie oorweldigende, hopelose hartseer. Nee, ons ken die woord geween, iemand ween asof daar nie troos is nie, asof daar nie hoop is nie, en in die hel sal dit so wees. Daar gaan jy nie trek nie. Hopelose hartseer en die besef van wat verlore gegaan het. Ons ken Lazarus en die ryk man. Nee, die besef van wat verlore gegaan het, die onoorkomlike spyt hier binne jou, jy het dit gemis. Daai evangelie is aan jou bedien en jy het dit weggestoot. Jy het na jouself geluister, eerder as na die evangelie van Jesus Christus.
Jy kan jou hare uit jou kop uittrek en dit gaan aanhou vir ewig. Die geknars van tande praat van 'n foltering, 'n eindelose woede. Nie net van pyn nie, maar 'n bittere vyandskap teen God wat nooit bevredig kan word nie. Dis 'n verskriklike ding. Die geknars van tande. Jy's in die hel en jy's kwaad vir God. Daar's nie vrede in jou nie. Jy bly kwaad vir hom vir ewig. Nee, geliefdes wat al deur die worstelings met die Here gegaan het. Nee, en wat na die tyd die vreugde of die vrede gevoel het van wat hy gegee het, soos Job en soos Jakob. En die Here dank, Here, jy het weer vrede in my siel gegee. Ek neem u nie meer kwaadlik nie. Dit gaan nie daar wees nie. Woede in die siel teenoor God. En dit word nie bevredig nie. Geliefdes, tweedens, veroorsaak dit ewige vernietiging uit die teenwoordigheid van God. Apostel Paulus skryf in 2 Tessalonisense 1 dat diegene wat God nie ken nie, gemeenskap met hom nie ken nie, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, 'n ewige vernietiging, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hulle wou nie die Here ontmoet in die erediens nie. Maar dis in hierdie lewe nou die naaste wat ons kom aan die ewige. En hulle sal daarom in ewigheid ook van hom verwyder word. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Want sien, geliefdes, die mens is geskape om sy hoogste vreugde in die Here te vind. Dis hoe die mens gemaak is. Ons vind ons hoogste vrede in die Here, vreugde. Daarom, wanneer jy van die totale teenwoordigheid van God verwyder word, is dit 'n vernietiging van die menslike geluk. Die mens in die helse, daar is nie so iets soos geluk nie, maar dit word vernietig vir ewig. Met ander woorde, ek sal dit nooit kan hê nie, daar's nie 'n moontlikheid daarvan nie. Net daardie gevoel wat u dalk al gehad het van, ek het dit verloor, ek het daardie ding wat ek het dit verloor en ek sal dit nie weer terugkry nie. Daar is totaal geen meer hoop nie, 'n leë gewete wat brand met absolute skuldgevoelens en die skrikwekkende gewig van herinnering dat ek die evangelie gehoor het, maak ek dit verwerp. Geliefdes, iets simpels, nie, ek het die kans gehad om daardie huis te koop, om daardie item te hê, maar ek het dit verloor, dit is verby in hierdie lewe. Ek het die evangelie van Jesus Christus gehoor, maar ek het dit nie aangegryp nie. Broeder en suster, dink na oor die toestand van jou eie hart wanneer jy 'n oomblik van diep angs of skuldgevoelens of verlatenheid op aarde beleef, en ons beleef hierdie goed. En dan vat jy dit
En dan vermenigvuldig jy dit met oneindigheid. Stroop enige hoop weg, dat dit ooit sal eindig, en dan begin jy die innerlike wanhoop van die ewige dood sien. Hopeloos, oneindig, angs, verlatenheid, skuldgevoel. Dit is die ellende van die ou natuur van die mens, waar jou gewete jou konstant beskuldig en daar geen Christus is om die storm te stil nie. Hy gaan nie op die wolke opdaag om jou te red nie. Hy gaan nie op die water aangeloop kom en die storm stil maak nie. Broeder en suster, hoekom dink u, lê die las van die evangelie, bediening op bedienaars van die woord, as ons hierdie goed hoor? Nee, hoekom dink u soek die bedienaar van die woord vir u Christus? Want dis as ons hierdie goed hoor. En geliefdes, hoe om myself te ondersoek, ten derde, asof dit nie nou al erg genoeg is nie. Ons het nodig, geliefdes, om onsself te ondersoek, want wat op die spel is, hier is oneindig hoog. So die skrif laat ons nie toe om nou maar net ons eie geestelike status te raai nie. Nie dit net raai nie. Moenie net dink, maar ek staan nie te bad nie. Die apostel Paulus beveel ons in 2 Korintiërs 13, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, sê hy. Aangesien die ewige dood die finale dieptepunt van geestelike dood is, moet ons onsself vandag ondersoek om te sien of die saad van die geestelike dood nog in my hart is. So broeder en suster, ons vra onsself, wat is jou verhouding met die sonde? Wat is jou verhouding met die sonde? En as jy wil weet wat dit is die goed wat jy kos gee, die in jou vlees. Daardie vlees wat vra en jy gee dit, dis my sonde. 'n Mens wat op pad is na die ewige dood, is lief vir sy sonde. Al steek hy dit weg, hy is lief vir sy sonde, hy vertroetel dit, hy bære dit, en hy verskoon dit. Dis nie so erg nie, of wat ook al die verskoning ook al is. 'n Mens wat van die dood na die lewe oorgegaan het, treur oor die sonde. Stoei daarmee, sukkel daarmee, veg daarteen en vlug na die kruis toe. Vlug na die rots, ons Here Jesus Christus toe. Tweede vraag, het ek 'n ervaringskennis van God? Nee, onthou Johannes 17, wat sê die ewige lewe is om God te ken. Ken jy bloot die feite oor hom of ken jy hom? Ken jy hom intiem? En ons weet die woord in die Grieks is gemeenskap. Die gemeenskap met hom. Ander woorde, hou jy daarvan om te bid?
En dit is so ons gemeenskap met hom. Het ek my vrou lief, hou ek daarvan om met haar te praat, om in haar geselskap te wees. Praat ons nie die nodige. Hou jy daarvan om te bid? Begeer jy sy teenwoordigheid of doen jy maar net sodat dit lyk asof jy is, maar jy wil eintlik met jou goed aangaan? As God 'n vreemdeling vir jou in hierdie lewe is, loop jy tans die pad waarin jy ewig van God geskei gaan word. As jy hom nou nie ken nie, is jy op die paadjie waar jy hom nooit gaan ken. Laaste vraagie. Waar is jou vertroue? Vertrou jy op hoe goed jy doen? Wat jy weet, jou kerkbywoning, jou goeie dade, ek's nie so sleg nie. Dis dit die ding wat jou troos, ek's daarom nie so sleg soos hy of soos sy nie. Dis nie die troos nie, broeder en suster. Nee, as jy nog hoop op jouself, is jy nog steeds onder die wet, en die wet kan nie red nie. Die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6. Die ware lewe word slegs gevind in 'n totale, luister nou geliefdes, die ware lewe word slegs gevind in 'n totale, desperate vertroue op die plaasvervangende geregtigheid van Jesus Christus. Met ander woorde, ek vertrou op hom. Sy werk in my plek. 'n totale desperate vertroue op Jesus Christus. So moenie soek na 'n generiese, emosionele gevoel om jou gerus te stel. Soek na Bybelse vrugte. Het die Heilige Gees jou trots gebreek? Net dat as iemand anders te vir jou sê hoe simpel jy is, jy dit eintlik weet. Het jy jou eie geestelike bankrotskap gesien en uitgeroep, o God, wees my sondaar genadig? Nee, as daar nog nooit 'n oomblik was waar jy deur jou sonde verpletter en deur die wonde van Christus genees is nie. Nee, dan moet jy nie rus nie. Moenie rus voordat jy hom nie gevind het nie. Liefdes, kom ons sluit af. Wat ons leer van die ewige dood word nie vanmôre verkondig om jou tot wanhoop of moedeloosheid te dryf nie. Maar dit word verkondig om jou na Christus toe te dryf. Want dis hy wat die Vader gegee het. Die rede waarom Jesus die duisternis van Golgotha verduur het, was omdat hy die beker van die ewige dood namens jou en my vir sy mense gedrink het. Dis die rede waarom hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? As ons iets verstaan van wat ons nou gehoor het, dan besef ons, hy is daardeur vir sy mense, sodat die wat in hom glo, nie 'n lekker lewe hier sal hê nie, nie verlore sal gaan nie. Hy het die uiteindelike skeiding van die Vader ervaar, die volle skeiding, sodat broeder en suster, u en ek dit nooit hoef te beleef nie. As jou selfondersoek wys dat jy steeds dood is in jou sonde, moenie
wanhoop nie. Want die fontein van die lewe is vandag vir jou oopgebreek. Jy het die evangelie gehoor, die goeie herder roep jou vanmôre. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek lei julle na waters waar rus is, na groen weivelde. Maar draai dan weg van jou selfstandigheid. En bekeer jou van jou eie willigheid en werp jou op die genade van ons Here Jesus Christus. Want, sê Romeine 6, die loon van die sonde is die dood. Dit is so, die loon van die sonde is die dood. Ek verdien dit, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Genadegawe, 'n gawe uit genade, gratis. Hy het betaal, jy hoef nie. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe, nie in jou nie. In Christus Jesus ons Here. Soek hom. Hy is te vind. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ons ken maar net hierdie lewe hier en sy moeites. Maar Vader, ons het nodig dat U deur U woord en Gees vir ons hierdie angswekkende realiteit van die ewige dood wys. Here, wys ons dit net. Dat ons na Christus sal vlug, die ewige lewe. Maar Vader, laat ons dit tog nie ken nie. Maar laat ons U ken. Die lewe met U. 'n groter lewe as wat die wêreld met al sy geld en al sy goed en al sy plesier aan my vlees kan gee. Die wêreld met die langste vakansie kan my nie die rus gee wat ek vind by U altare nie. Here, lei ons daardie weg, op daardie weë. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oorgaan tot die belydenis van geloof van Lenae Labuschagne. So ons vra vir Lenae om na vore te kom, asseblief. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid van hierdie verbond ek het weer lees, as kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Gehoorsaamheid en aanvaarding daarvan geroep. Daarom
moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insigte gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, sodat hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie suster die kerkraad gevra om haar geloof hier openlik te bely. Nadat sy behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat sy toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word sy nou gevra word sy geleentheid daartoe gegee. Geliefde, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. Ek gaan hulle lees, daar is 5 en dan antwoord jy op die einde. Eerste, glo u in die enige ware God, Vader, Seun en die Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is. Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, en deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk uitgedruk word en ook in hierdie kerk geleer word. 4. Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n godsvreesende lewe te bevestig. Laaste een, beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig op te soek, die gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die Christelike vermaanings en tug sal onderwerp as u in leer of lewe misgaan. Denai Labeskagni, wat is u antwoord? My hart sê. Waar u hier openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons nou 'n kort tydjie gelei het, u volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam die suster toe, Psalm 134. Ekskuus Wimpie. Ek moes jou gewaarsku het. Kom ons sing vir haar toe, Psalm 134, laat Here u seën op haar daal, u guns uit Sion haar bestraal,
U wat beveel en dit geskied, wil Here U seën oor haar gebied. Vers 4. Geliefdes, ons kan maar bly staan en afsluit met Psalm 73, vers 1, 11 en 12. Wie ver van U sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U roei hulle uit wat U gesmaad het, in trouweloosheid U verlaatheid. Maar dis my goed, dis my salige lot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te verstel. 1, 11 en 12. Donker weer.
Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede onder die evangelie van ons Here Jesus Christus. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.